van die Here nodig. Jesus sê, jong man, ek sê vir jou staan op, en onmiddellik het die dooie regop gesit. Die dokter het niks gesê nie, die draers het niks verander nie, maar een woord van Jesus het die begrafnis in 'n fees verander. Dink julle daai mense toe die jong man opstaan het verder gehuil en verder stadig geloop? Ek dink hulle daai kus net daar neergegooi en begin dans terug na die stad toe, want die dooie het lewendig geword en daai moeder, die Bybel sê in die laaste 2 verse, die nuus het soos 'n veldbrand versprei in die hele stad en in die omgewing daarna, dat Jesus maak 'n dooie situasie lewendig. En een woord van God kan vanaand jou donkerte kom breek. Een woord van die Here kan 'n deur oopmaak. Een woord van die Here kan jou gesin herstel. Een woord kan jou hoop vanaand terugbring. So ek lees in Johannes 11 vers 43 dat Jesus praat met 'n ander dooie met die naam van Lazarus. En hy sê vir hom, Lazarus, hy praat met 'n man wat dood is, wat reeds aan die ander kant van die lewe is. Lazarus, kom uit, hy kom by die graf waar hierdie man lê. 'n Man wat al reeds 4 dae dood was. En die mense het Jesus gewaarsku en gesê, moenie daar gaan nie, hy ruik al. Maar Jesus kom nooit te laat nie. Die mense sê dalk dat jou omstandighede ruik, dis nie goed nie, hulle bly weg van jou af. Jesus sê, ek sien vanaand kans vir dit wat hulle nie kans voorsien nie. Ek lees dat hy het opgestaan en uit die graf uitgekom. Nou ek was daar in Jerusalem, ek was in Lazarus se graf. Ek het in daai graf gestaan waar die woorde van God geëgo het, woorde van lewe. Ek lees in Markus 5 van Jairus se dogter, almal het gehuil want sy was dood. Toe Jesus aankom en hy sien dat hierdie mense huil en hulle gaan te kere, toe sê hy vir hulle, hoekom gaan julle so te kere? Sy is nie dood nie, sy slaap net. Jy dink vanaand dat jou omstandigheid, jou situasie is dood. In God se oë slaap dit net. En wat mense die einde noem, noem Jesus die begin. Hoor die woord van die Here. God sê, dis nie dood nie, dit is in 'n slaap realm en hy sal die lewe vanaand vir jou bring. Enige iets wat slaap word weer wakker. Stem julle saam? Ja, so God kan dit vanaand doen. Ek glo dit met my hart. Ek lees in Lukas 15 van die verlore seun. Hy het weggeloop en die Bybel sê dat hy was dood. Sy pa het gesê hierdie seun was dood, maar hy het weer lewendig geword. Sonde het hom vernietig, maar genade het hom teruggebring huis toe. Ek weet vanaand dat die genade van die Here is oor ons. Die genade van die Here het jou vanaand hiernatoe gebring. Die genade van die Here het jou gebring tot op hierdie oomblik. Ons het gehoor van Samson, so 'n week of wat terug. Sy roeping het gelyk op dit dood is toe hy geval het, maar God het hom krag gegee vir 'n laaste oorwinning. Dis nie verby totdat Jesus sê dis verby nie. Ek wil dit vanaand oor mense se lewe uitroep onder die inspraak van die Heilige Gees. It's not over until God says it's over. God moet die laaste sê. Ek dink jy moet met die vyand begin praat en sê, jy het lank genoeg vir my gelieg, lank genoeg het jy goed vir my vertel. Ek verklaar, staan sommer voor die spieël en sê, ek verklaar dis nie verby nie, dit sal verby wees as Jesus sê dis verby. Anderste is daar nog hoop, dit gaan nie verby wees nie. Ons het vanmôre gehoor van Petrus, by albei ons jong predikers. Petrus het Jesus 3 maal verloon. Dit het gelyk of sy bediening verby is, maar Jesus het hom herstel en later met hierdie woorde het hy hom herstel en gesê, Petrus, gaan pas my skape op. God kan vanaand enige persoon herstel. Dit lyk vir jou of dit verby is, but it's not over until Jesus says it's over. En die Here praat vanaand met jou kind van God, dis nie verby totdat God die laaste woord gespreek het nie. Die vyand dink hy het gewen, maar God moet nog een keer spreek. God moet nog een keer instap in 'n mens se lewe. En so jare terug, ek was 'n jong man gewees, toe hoor ek hierdie storie van hierdie auction wat daar was. Wat is 'n auction in Afrikaans? 'n veiling. So daar was 'n veiling gewees en een vir een word die itemme opgeveil en hulle bring hierdie ou stowwerige kas uit en hulle maak hom oop en hier binne is 'n viool wat ook vol stof is. En hulle probeer hierdie ding opveil en die afslaer sê, het ek 'n R50 en niemand steek hulle hande op nie. Hy sê, dis 'n mooi viool, het ek 'n R30 en niemand steek hulle hande op nie. Het ek 'n R10, niemand steek hulle hande op nie. En agter uit die gehoor uit stap 'n ou oom met 'n geboë rug
en hy vat hierdie viool met sy strykstok en hy sit hom hier op sy skouer en toe hy die strykstok beweeg kom die mooiste klanke uit hierdie viool uit. En die mense is verbaas en die afslaer sê het ek 'n R50 en dan gaan 'n hand op, het ek 'n R100, het ek R200, het ek R1000 en die mense steek hulle hande op want hulle die waarde van hierdie viool het hulle erken. Die viool het niks beteken toe hy alleen in die boks gelê het nie, maar toe dit in die regte hande is, toe kry dit waarde. Jy voel dalk vanaand, niemand sien my raak nie, niemand erken my vir wie ek is nie, ek is maar die minste in die familie, jy het dalk gesê ek is die swart skaap in die familie, die oomblik as jy in Jesus se hande kom, kry jy waarde. Die oomblik as jy hom toelaat om met jou te werk, kry jy waarde. Hy sal jou weer op 'n plek sit wat mense gaan verbaas wees, want God het waarde vir elke persoon in hierdie plek. In Jesus se hande kan jou lewe weer musiek maak. En miskien dra jy vandag 'n dooie situasie in jou lewe. Ons kyk mekaar so en ons dink, okay, hierdie preek is nou nie vir my nie, jy gaan verbaas wees wat in mense se lewe aangaan. Jy gaan verbaas wees hoe stikkend mense is. You will be amazed of the stuff going on in the lives of people. Miskien het jou droom gesterf. Maybe you have a broken heart. Miskien sukkel jy met depressie. Eendag voel jy goed en die volgende dag voel jy nie goed nie. En dan voel ek weer beter en dan voel ek weer nie goed nie. Miskien het jy nie daai konstantheid in jou lewe om in oorwinning te leef nie. Miskien deel jy met verlies. Miskien sukkel jy met sonde en hopeloosheid. Miskien het jy 'n geestelike koue hart vanaand. Jy het dalk 'n bietjie weggedwaal van die Here af. Die goeie nuus is Jesus ontmoet nog dooie situasies by die poorte van die stad en hy kry jou innig jammer vanaand en hy wil na jou toe kom en hy verander nog steeds begrafnisse na getuienisse. Hy verander nog steeds trane na vreugde. Hy bring nog lewe waar daar dood is. Daai gedeelte sê dat Jesus het haar trane na vreugde verander. Dis net Jesus wat dit kan doen. 'n Mens kan dit nie doen nie. Hoor wat sê Romeine 8 vers 11. Hy wat Christus uit die dode opgewek het, dis die Gees van God, sal ook julle sterflike liggame lewendig maak. Kom ons wees vir 'n oomblik 100% eerlik. Jy's moeg vanaand. Jy's moeg vir die goed wat in hierdie wêreld aangaan. Jy's moeg vir die goed wat in jou lewe aangaan. En hier binnekant roep jy uit, Here, kom vat my weg, ek wil nie meer hier wees nie. Ek sien nie kans vir hierdie goed nie. Ek het vanaand goeie nuus vir jou. Hierdie woord is vanaand vir jou. Jesus weet presies hoe jy voel. Hy gaan na jou toe kom. Hy wil jou aanraak sodat jy weer nuwe lewe en nuwe hoop vanaand kan kry. Jesus vat dooie situasies en hy maak dit weer lewendig. Die dag toe Jesus by hierdie dorpie ingekom het, het die dood gedink hy het gewen, maar die dood het nie geweet dat hy gaan homself vasloop in die lewe van alle lewens nie. En enige oomblik, enige tyd kan die Here kom, selfs op 'n Sondag aand in Newlands in die winter, en hy kan iemand se lewe kom verander. En as daar vanaand een persoon is wat se lewe verander word, dan het die koninkryk van God gewen en die hel het verloor. Die seun van God stap op die toneel met lewendgewende krag uit die hemel uit. En dis my gebed dat Jesus vanaand in lewens instap met lewendegewende krag uit die hemel uit. Hy roep uit, dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou oorwinning? Jesus kondig aan, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. God het vanaand 'n plan van lewe vir jou. Hy het 'n plan van vreugde, en ek wil vanaand aankondig, volgens hierdie hoofstuk in Lukas, God wil iemand se trane vanaand in vreugde verander. Die musikante kan vorentoe kom asseblief. God wil vanaand jou hartseer kom verander in vreugde. Hy wil dit waarmee jy deel in 'n oomblik kom verander. En ek het hierdie week, terwyl ek hierdie notas maak, in een middag, toe staan ek voor die spieël, en duidelik praat die Here met my. En die Here sê, ek moet vanaand vir hierdie gemeente vra. Ek was vanmôre so excited oor vanaand, want ek is altyd excited wanneer dit kom by die woord van die Here. En die Here het gesê, ek moet vanaand vir hierdie gemeente 'n vraag vra. En die vraag het ek by God gekry, terwyl ek voor die spieël gestaan het. En snaaks genoeg, ek het dit in Engels gekry.
God praat met 'n Vrystaat Afrikaner in Engels. Hoor wat sê die Here vir my. You look healthy on the outside, but the mirror keeps a secret. Your heart and your inner being is not healthy. Vandag sien God jou binneste raak. Hy sien goed wat ander mense nie sien nie. En hierdie is nie vanaand 'n skande nie, hierdie is eintlik 'n voorreg wanneer God opstaan en sê, ek sien jou raak, en die dood binnekant wil ek vanaand aanraak, en iets lewendig doen, en ander mense sien hoe mooi dit lyk, maar die Gees van God, die soeklig van die Heilige Gees, sien vanaand dieper. En 17 Mei 2026, vanaand, hier in hierdie kerk, wil die Here vir jou iets doen. Wat gaan jy doen? Wanneer Jesus opdaag, dan leef hoop weer. Wanneer Jesus opdaag, herleef jou geloof. Wanneer Jesus opdaag, kan huisgesinde en families vanaand weer lewe. Jou dood, jou droom, kan vanaand weer lewe kry. Wanneer Jesus opdaag, dan lewe harte weer vanaand. Jou storie is nie klaar nie, waar dood was, kan daar vanaand lewe wees, deur die Gees van die Here. En dieselfde Jesus wat na hierdie weduwee toe gestap het, stap vandag in jou storie in. En as jy mooi luister in die Gees, gaan jy sy voetstappe hoor. Hy sê, ek kry jou innig jammer. En hy sê vanaand vir jou, moenie verder huil nie. Ek is hier om jou omstandigheid te verander. Vandag bring ek vir jou nuwe lewe. Dit wat die dood gebring het, sal ek weer vanaand lewendig in jou lewe maak. Jou hartseer gaan plek maak vir vreugde. En jou storie is nog nie klaar, totdat ek jou aangeraak het nie. Hoor jy, as ek hierdie goed lees nie, toe ek hierdie hoofstuk begin lees, ek lees so vinnig, ek jump sommer oor 'n paar verse, want ek wil by die einde uitkom, ek wil sien wat het hier gebeur. Ek het dit al gelees, maar dit is vir my wonderlik wat Jesus in mense se lewens kan doen. En ek onthou 'n aand, baie jare terug, toe ek 'n jong man was, en in die Vrystaat sit ek ook in 'n klein kerkie, en ek is seker dit was in die winter gewees, ek is seker dit was in die winter, toe daar 'n woord uitgegaan het, en ek was maar 'n tienerseun gewees, maar God het ook die dood in my lewe raak gesien, en daai aand, ek besef het vandag, het hy vir my gesê, ek gaan vir jou lewe gee, moenie verder huil nie, of jy jonk is, of jy oud is, God sien vanaand, jou hart raak. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net saam met my bidend raak. Ek weet hierdie woord is vanaand vir iemand, jy is dalk 'n gewoonte kerkganger, jy is dalk iemand, wat altyd hier is, hoor wat vra die Here, jy lyk so mooi in die spieël, die buitekant lyk so mooi, maar daar's 'n geheim wat die spieël nie vertel nie, binnekant is daar dood, en Jesus kom vanaand na jou toe, en hy wil jou kom aanraak vanaand met lewe. Ek gaan jou nooi, as hierdie woord vir jou is, ek wil nie tydrowend wees nie, ek wil sommer tot die punt kom staan hier voor. Ek wil hê jy moet 'n paar oomblikke vat, en jy moet vanaand met die Here praat, oor jou lewe en jou omstandigheid. Pastoor, daai persoon in die spieël, dis ek. God praat vanaand met my. En ek gaan vir jou nou 'n kans gee vir die volgende 5 minute, voordat ek besluit om my hande op jou te sit. Ek weet nie eens of ek dit gaan doen nie. Hierdie is jou oomblik met die Here. As ons hier wegstap, is die diens verby, dan gaan die lewe weer aan daar buite. Ek wil jou nooi om nou met die Here te praat, net daar waar jy staan. Gee vir hom jou diepste hartsbegeerte. Vertel vir hom wat jou pla. Hy het reeds die dood in jou lewe erken, en hy wil vanaand vir jou lewe gee. Gaan jy dit doen? Vat 'n paar oomblikke. The kindness of my
The work of your power, come sing with me. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so
Here, ek bid vanaand vir bonatuurlike beskerming vir elkeen in hierdie plek. Die woord sê die vyand gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy kyk wie hy kan verslind. Maar ons behoort aan die opperherder. Sy naam is Jesus. En ek bid vanaand dat u hand oor elkeen sal wees. Ek weet nie wat se plan daar buite is hierdie week van die vyand nie, maar ons kom teen dit in die naam van Jesus Christus. Daar's 'n rede hoekom ek hierdie vanaand bid. Die Here gaan ons bonatuurlik beskerm. Sy hand is oor ons, sy goedheid en guns loop saam met ons. Ek bid vir mense met besighede, ek bid vir ons kinders. U weet presies wat ons nodig het. Here, in hierdie gevaarlike, genadeloose wêreld is ons veilig wanneer ons by die Here bly. Herinner ons om vir ons geliefdes te bid. Herinner ouers om vir hulle kinders te bid. En onsself elke dag onder die bloed van Jesus te sit. Dankie dat u omgee en dankie dat u ons liefhet. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie, die Here seën julle. Ek wil gou vinnig net die afkondigings doen. Woensdag aand het ons 'n